man. Want Jezus de Hebrew vervoer en elke stad in natie voor geen taal. Halleluja, halleluja, ons is tegen oor, hier Jezus bloed. Halleluja, halleluja, oh ja, ons is tegen oor, hier Jezus bloed. Ja, U is waardig om die boek te nemen. In zijn zielsvoer te maken. Want die in ons met die bloed vervoer uit elke stad in natie van geen taal. Oh, halleluja, halleluja, ons is tegen oor, weer Jezus bloed. Halleluja, halleluja, ons is tegen oor, weer Jezus bloed. Oh, halleluja, halleluja, ons is tegen oor, weer Jezus bloed. Halleluja, halleluja, ons is tegen oor, weer Jezus bloed. Oh ja, halleluja, halleluja, oh ja, ons is tegen oor, weer Jezus bloed. Ja, halleluja, halleluja, oh ja, ons is tegen oor, weer Jezus bloed. I know it was the blood, I know it was the blood, I know it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood for me. Oh, no, it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. When I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood for me. Hallelujah, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood for me. Yes, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. And I know it was the blood for me. Hallelujah, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood for me. Oh yes, I know it was the blood. I know it was the blood.
die upon the cross. I know it was the blood for me. Hallelujah. I know it was the blood. Yes, I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood for me. Hallelujah. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood for me. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Dankie Here Jesus, ons prys U. Ons eer U en ons aanbid U. Ons weet dit was die bloed en die bloed alleen. Halleluja. Vader, onze Vader wat in die hemel is, U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie, baie dankie dat ons deur U seun tot U kan kom, en Here Jesus, ons weet dat dit alles werk as gevolg van U kosbare bloed. En ons wil U baie dankie sê, dat U gewilliglik dit vir ons gegee het, sodat ons daardeur gered en verlos en die saligheid deelagtig kan word. Ons eer U in hierdie dag, Here, wat ons as mens sal nooit besef wat U werklik vir ons gedoen het. Here, want ons as mens die idee vandag is, die Here het alles deurgegaan, sodat ek 'n goeie en 'n gelukkige lewe kan hê. En ons wil in hierdie dag bid, dat U waarlik dit in die harte van elke een van die kinders sal uitstort, instort, wat Paulus in die Hebreërs gesê het. Hy sê ons is erfgename van God en mede-erfgename van Jesus Christus. Terwyl ons hierdie hoop op ons het, laat ons dan saam met Christus ly. En Here, ons wil nie saam met U ly nie. Ons wil die lekker lewe lewe, en U moes die prys betaal, sodat ons kan lekker lewe. Dis die siening van die kerk, Here. Die hele kerkwêreld, dit gaan oor die beloftes, dit gaan oor die seëninge, dit gaan oor die goed doen wat die Here vir ons doen, dit gaan net oor 'n lekker lewe op hierdie aarde vandag. En Here, daar is min wat saam met U wil lê en sal lê. Maar as ons dit doen, dan sal ons ook saam met Christus verheerlik word. Ons wil vir U baie, baie dankie sê. Die prys wat U betaal het is duur, want dit is die bloed en die bloed alleen. En ons wil net aan U baie dankie sê, dat U bloed nie teruggehou het nie. Want Here, sonder U bloed het ons geen redding, verlossing of saligheid gehad. Maar dankie dat ons mede-erfgename kon word deur U bloed. Verheerlik dan U naam ook in hierdie dag. Terwyl ons so oor dit bid, weet ons dat daar ook, as geval van die bloed wat gevloei het, wat uit wonde gekom het, is daar genesing deur U wonde vir elke sieke. Here, U het nie gesê, ons moet probeer om vir die sieke te bid, dat hulle gesond word. U het gesê, gaan maak die sieke gesond, want dis U wonde wat die werk verrig. Gee ons net genade om net dit te glo wat U woord sê, en dit sal gebeur soos U woord sê. En daarom dank ons U dat ons kan saambid vir almal wat siek is, maak nie saak waar hulle is nie. Here, as daar iemand naby die sieke is, laat hy die hand op die sieke lê, selfs salf met olie. Want U het gesê, gaan maak die sieke gesond. Ons moet die werk doen, Here. Ons moet bid, ons moet salf, ons moet die hande oplê. En U sal die werk doen. Baie, baie dankie, Here, vir genesing vir elkeen in U wonderlike name. So wil ons saam met die Here Jesus dan ook vir elkeen wat 'n gebedsversoek het. Baie dankie, Here, U het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal rus gee. Here,
Daar is net een manier ons na U toe kan kom, en dit is deur gebed. En daarom bid ons vir almal wat 'n gebedsversoek het. Want deur hierdie gebed kom hulle na U toe. En ons wil saam met hulle bid, saam met hulle stem en sê, Here, hoor en antwoord elke gebedsversoek en laat U naam hierin verheerlik word. Halleluja, sodat hulle verseker kan weet en glo dat U antwoord gebed. Baie, baie dankie dat U dit doen. Dankie dat U self daarin verheerlik. Dankie dat ons kan bid, Here Jesus, vir reën, plekke waar dit droog is. Baie dankie vir al die reën wat daar reeds geval het, Here. Ons wil U net loof en prys, maar Here, dink aan hulle en doen vir hulle 'n wonderwerk wat nou reën nodig het. Baie, baie dankie dat U so waaragtig en getrou is. Ons wil U eer daarvoor. So wil ons saam bid, Here, vir die onfeilbare woord. Dankie dat ons in hierdie oomblik besig raak met dit wat nie kan vergaan nie, wat nie verby kan gaan nie, wat bly tot in ewigheid, en dit is U woord. En Here, terwyl ons besig raak met die woord, gee genade dat die Heilige Gees ons sal leer en lei in die hele waarheid, terwyl die woord van die Here uitgaan. Sodat ons die waarheid, die woord van God in waarheid kan spreek, want ons weet dat ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. En Here, dit is ons gebede, dat ons hierdie vryheid deur die woord, die waarheid, kan geniet om vry te wees in die Here. Halleluja. Baie, baie dankie, Here Jesus, dat U ook elke oor bestryk met U bloed. En ons vra, gee genade dat elke oor sal kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En ja, Here Jesus, ons kan waarlik, soos die ou koortjie sê, uitroep, Vader, steek my weg onder die bloed. Ons is so dankbaar, Here, dat die bloed was eerste, ons het agterna gekom. En daarom kan ons gebruik maak van U kosbare bloed. Ons wil U eer vir al die genade wat U aan ons bewys elke dag. Here, laat ons se insien in die verborgenhede, in die woord, in die waarheid, sodat ons hele wese verlig kan word deur die lig van hierdie evangelie. Ons dankie dat U woord nou seën in elke hart, en ons gee aan U al die lof en die eer. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie môre saam te wees. Groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. En ons is die Here dankbaar dat ons die Heilige Gees het, soos die woord sê, wat ons, die Gees van die waarheid, wat ons sal leer en lei in die hele waarheid. Nou, wat hier vir my interessant is, wat kry ons in die waarheid? Daar is iets wat ons ook in die waarheid kry, en dit is die bloed. Nou, wat is die waarheid oor die bloed? En ek gaan by Genesis begin, weer oor die bloed. Daar is baie mense wat vra oor die bloed, en vra oor die boodskap, as ek oor die bloed praat. Maar daar is een ding wat baie duidelik is in die woord. As die Heilige Gees jou nie leer en lei in die hele waarheid nie, en oor die bloed, selfs oor die bloed, sal jy nooit die werking en die impak van die bloed kan sien en tot die volle kennis daarvan sal kan kom. Dit is baie belangrik. En ek gaan begin by Genesis, want na laas Sondag se boodskap het ek gesê, daar is geen liggaam wat kan lewe sonder bloed. Geen liggaam kan lewe sonder bloed. En wat die wonderlikheid van alles is dat die lewe is in die bloed, en die siel is in die bloed. So as ek deur die bloed van Jesus gekom het, dan ontvang ek daardie lewe wat in die bloed is, en my siel raak vry
deur die bloed waarin dit nou is. Nou, dis waarom hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Dit werk deur die bloed. Maar ek wil iets by u tuis bring, spesifiek oor die bloed. En ek wil dit so benaam, bloed wat red. Nou, ek ben, almal sê, daar staan in die Bybel dat die bloed ons red nie. En die Here het met my gedeel oor dit, want ek het gesê, Here, dit is so, ek weet die bloed red, maar daar is nie 'n spesifieke vers wat sê, dat ons word gered deur die bloed, of die bloed red. En die Here het met my begin deel, maar hy het met my begin by Genesis. En ek gaan dit vir u gee, soos wat die Here dit vir my gegee het. Ek het vanmôre later net gesê, Here, dit is te veel, as u my nie help nie, sal ek dit nooit kan inneem. Want dit is belangrik om te weet, dat die Here Jesus het selfs vir die disippels gesê, hy sê, ek kan nie met julle praat oor die hemelse dinge, want julle sal dit nou nie kan dra nie, of vat nie. En dit is so, die hemelse dinge, en dit wat met Christus, die Heilige Gees kan met ons dit praat, en so 'n mate, dat jy dit later nie meer kan vat nie, dit is te veel. Maar dis die wonder van die woord van God. Halleluja. En Genesis 2 vers 7, jy almal ken dit, ek gaan net die paar verse lees. Hy sê, en die Here, God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Die asem van die lewe. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Nou, die lewende siel, hierdie siel is in die bloed, maar die asem wat die Here ingeblaas het, is die lewe wat hy in die mens geblaas het. Nou, ek ben die mens het bloed gehad, maar die Here kom en hy blaas lewe in die mens. Dit meen, daardie lewe kom in my bloed in, en toe word my siel wat in die bloed is, 'n lewende siel. Dit is belangrik om dit te onthou. Hierdie lewende siel wat ek en u het, kan nooit sterf. Nooit. En dis belangrik. En Adam en Eva, eintlik Adam het nie besef wat 'n lewende siel is. Ek gaan nou verduidelik hoekom. Genesis 2 vers 9, en die Here het allerhande bome uit die tuin laat uitspreek, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Nou baie interessant, hy sê dit in die 9de vers, hy bome laat uitspreek, begeerlik om te sien en goed om van te eet. En hierdie selfde woorde het Eva later gesê, nadat sy geëet, of voordat sy geëet het, dis begeerlik, toe sy van die boom, van die kennis van goed en kwaad eet, toe sê sy, amper presies dieselfde woorde, dis begeerlik, en is goed, en is 'n lus, om verstand te kry, ensovoorts. Nou, so, dit meen die vrugte was, en tot vandag toe, as jy in 'n vrugteboot gaan, of by 'n vrugtemark kom, by die sien daai vrugte en die groente, wat so mooi is, dan jy begeerte daarna, om dit te eet, en dan moet jy koop, en jy weet, het is goed om van hierdie goeie vrugte te eet, het is goed om dit te eet. So was al die bome gewees. En wat interessant is, die boom van die kennis van goed en kwaad, sy vrugte was ook begeerig en goed om van te eet. So, wat hier gebeur het, die duiwel het haar begeerig gemaak, om van hierdie boom te eet. En dit is waarom sy geëet het, want die Here het gesê, dis begeerig en goed om van te eet, julle moet daarvan eet, van al die bome, behalwe van die een in die middel van die tuin, maar kom ons gaan net verder. 15de vers, en toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Waarom is hy die tuin van Eden bewerk en bewaak? Want in die middel van die tuin van Eden het ook die boom van die lewe gestaan, en die boom van die lewe is altyd deur God bewaak gewees, en die mens moes bewerk daar, en hy moes dit bewaak.
Genesis 2 vers 16, en die Here het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome in die tuin mag julle vry eet. 17de vers, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag julle nie eet nie, want die dag as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Nou, kom ons bly net by hierdie een gedeelte. Sal jy sekerlik sterwe? Kom ons lees verder. Genesis 3 vers 3, maar die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet en dit nie aanroer nie. Dis nie al twee bome nie, dis net die een boom in die middel van die tuin, die boom van kennis van God. Julle mag nie daarvan eet of dit aanroer nie, anders sal julle sterwe. So, Eva herhaal die woorde wat God gesê. Jy moet baie mooi lees. Dis tot vandag so. Die mens herhaal die woorde wat God gesê het. En nadat hy dit herhaal het en bevestig het, gaan doen hy nog die verkeerd. Kom ons lees dit verder. Hoekom doen die mens so? Hy sê in Genesis 3 vers 3, maar van die vrugte van die boom in die middel van die tuin, het God gesê, julle mag nie eet of dit aanroer nie. Die 4de vers, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Jy moet mooi luister. God sê dit, Eva sê dit, die slang sê nee, julle sal nie sterwe. Dis 2 teen 1. En die geheim is, wat Eva eintlik laat sondig het, toe die duiwel sê, julle sal nie sterf nie, toe raak sy ongehoorsaam aan dit wat God gesê het. En dis ons probleem vandag. Ons lees wat die woord van die Here sê, die Heilige Gees leer en lei ons die hele waarheid, nou ons verkondig dit so, nou kom die duiwel met 'n leuen, en dan raak ons ongehoorsaam aan die woord van God, en ons glo die duiwel. Nou gaan ons verder. Hy sê vir haar, wie het die mense nou geëet? En die Here, en toe gaan kruip die mens weg, want hy is naak, ensovoorts. En toe die Here geroep na Adam, of na die mens, toe die mens antwoord, toe vra die Here vir die mens, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet? Wie het jou te kenne gegee? Dit meen, Adam, wie het jou te kenne gegee om ongehoorsaam te wees aan my? En vandag, die kerk gee aan die gemeentes kennis. Julle het nie nodig om die Bybel te glo, hele Bybel te glo. Ek weet, hulle verkondig het vandag. So, wie stel ons eintlik in kennis om nie die woord van God te glo soos hy geskryf staan? Die kerk. Geïnspireerd deur die vyand. En onmiddellik, toe die Here dit vra, toe sê, toe begin Eva, en sy beskuldig, toe begin Adam en hy beskuldig die vrou. Jy sê, as jy iets doen uit die woord uit, wat verkeerd is, doen wat buite die woord is, die heel eerste ding wat, as dit nie vir daai een was, het ek dit nie gedoen. So, dit meen, as die kerk 'n sonde goedkeur, dan kan ek dit maar doen, maar as ek uitgevind word, dan beskuldig ek die kerk. En Adam beskuldig vir Eva beskuldig vir die duiwel, nou ja, en ons weet wat daarna gevolg het, maar die dag as jy uitgevind word, ek het 'n boodskap gepreek, die dag as God verskyn, sal die skorte verdwyn. Ek meen, toe die Here aan Adam en Eva verskyn, so beteken daai skorte niksie, want die Here sê, wie het vir julle gesê julle is naak? Dit met skorte en al. Daai skorte het verdwyn toe God verskyn. En ek wil vandag vir u sê, die dag as die Here Jesus verskyn, gaan al jou verskonings waarom jy seker gedoen in die kerk,
waarom jou klederdrag nie reg is nie, waarom jou lewe nie reg is nie, alles, né? Gaan jy begin beskuldigings, en dit waar agter jy geskuil het, sal verdwyn die dag as die Here verskyn. Maar kom ons gaan verder, want hierdie ding is vir my baie belangrik. En hy sê hierdie woorde, die 17de vers, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet. Nou wie se stem het hy geluister? Na sy vrou. Dis 'n interessante ding. Vir wie het die Here eerste gesê, jy mag nie eet? Vir Adam. Adam dra dit oor aan sy vrou, en sy vrou sê vir hom, eet. En omdat jy daarna geluister, na haar boodskap wat sy vir jou gegee het, sal alles vervloek wees. Dis nie omdat Eva gesondig het, maar dis omdat dit wat Eva gesê het en vir Adam gegee het, om te eet van die vrug, dis waar die probleem. Hoekom was hy gehoorsaam aan die stem van sy vrou en nie aan die stem van die Here nie? Hy kon vir sy vrou gesê het, nee. Maar soos, ek meen soos dit baie keer gebeur, né? As die man nie iets wil doen nie, dan sê die vrou, het jy my nie meer lief nie, gee nie meer vir my om nie, kan jy my nie help nie, kan jy nie dit nie, kan jy nie dit nie, né? Ek meen, Adam hy het nie geweet wat te doen nie, maar besluit hy nie, hy eet ter wille van die vrou. Nee. Maar wat ek hier wil sê, nee, die tweedehandse boodskap is altyd 'n probleem. En wie gee vandag die tweedehandse boodskap in die kerk? Die prediker. Die Here sê vir hom, en hy kom en hy gaan sê iets anders in die gemeente. Want hoe sê die Here vir hom, wat moet hy verkondig? Hierdie skrif. Nee. En wat gebeur dan? Die Bybel is die woord van God, en dis die eerste opdrag uit die mond van God, wat die predikers moet uitvoer, en wat doen hulle? Hulle probeer waar die waarheid, hulle wil nie die waarheid verkondig nie, hulle omseil alles, en hulle hou net mooi goeie dienste. Halleluja. Kom ons gaan net verder. Hy sê, in die sweet van die aangesig, sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, wat daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En hierdie vers is die vers wat aandui dat die bloed ons red. Ek wil dit weer sê, as jy dit nie gaan besef nie, dat as julle eet, sal julle sterwe. En toe sê die Here vir Adam, baie interessant, hulle het nie dadelik gesterwe nie. Hy sê, maar jy sal terugkeer na die aarde waar hy geneem is. En nou sê die skrif op een plek in die Hebreërs, en ek net lees. Hy sê, en net soos die mens bestemd is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Wanneer het God vir die mens gesê hy sal sterwe? In Genesis. Maar die mens sterf nie. En dis hier waar die belangrikheid is, oor die sterf. Daar is 2 dode wat ons sterf. Die een is die dood van die vlees. Die tweede een is die dood van die ewige verdoemenis. Hy praat van die tweede dood. Maar wat by Adam en Eva gebeur het, en dit moet jy nou reg begryp, is Adam en Eva sterwe die tweede dood eerste. 900 jaar later, toe sterwe Adam die eerste dood, die vleeslike. Maar
hier het dit gebeur, die tweede dood het eers in werking gekom, dit ben die mens sterf, die tweede dood. Nou hier is 'n interessante ding, die tweede dood is die hel en die verdoemenis. So die mens, jy moet nou Bybel luister, die mens dom het deur Adam en Eva se sonde en misdaad wat hulle gepleeg het, die hele mensdom in die ewige dood geplaas. Hierdie dood wat hulle gesterf het. Die vleeslike dood het agterna gekom. Maar die Adam en Eva, saam met die hele mensdom, ons almal tot vandag ingesluit, is almal in die tweede dood. En hier is die interessante ding. Die Here red ons nie van die ewige dood nie. Hy red ons uit die ewige dood. Hoor wat ek vandag sê. Hy red ons uit die ewige dood, want die sonde en die misdade wat Adam en Eva gepleeg het, het ons in die tweede dood geplaas. En nou moet die Here God ons uit die tweede dood uitred, sodat ons vir ewig kan lewe. Die tweede dood is nie 'n dood, nou sterwe die siel nie. Dis waarom die Here gesê het, hy sê, moenie om vrees wat die liggaam in die hel kan werk, maar vrees om wat die liggaam sowel as die siel in die hel kan werk. En die hel is 'n ewige verdoemenis. En hierdie hel is die tweede dood. Saam met die doodryk is hulle amper vernote. Dis die tweede dood, dis deel van die tweede dood. En nou moet die Here jou en my uit daardie tweede dood uitred. Hy red my nie uit die sonde nie. Hy red my uit die tweede dood, sodat hy my kan verlos van die sonde. Halleluja. Want mense sê, ja, maar die bloed kan nie red nie. Ek wil vandag vir jou sê, as die bloed ons nie uit die tweede dood kan red nie, sal ons verlore bly tot in alle ewigheid. Net verder gaan. Ek gaan nou nog meer daaroor sê. Hy sê 1 Korintiërs 15 vers 21, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding uit die dode ook deur die mens. Baie interessant, Paulus sê, aangesien die dood, waar die dood, die ewige dood, die dood van die tweede dood, die hel, daardie dood is deur 'n mens. Maar die opstanding, en hier is interessant, uit die dode kom deur een mens, en deur wie het die opstanding uit die dode gekom? Deur Christus. Nou hier is 'n interessante ding, hy het nie net uit die tweede dood uit opgestaan nie, hy het ook uit die vleeslike dood opgestaan, en dit moet jy reg verstaan. Wanneer ek vleeslik sterwe, wanneer ek as mens sterwe, dan sterf ek die dood van die vlees. Maar as ek bly in my misdade en sonde, dan sal ek bly in die tweede dood, die ewige dood. Want ek kan nie daaruit gered word. En nou gebeur het, as die Here my uit die tweede dood uitred, dan kan hy deur die Heilige Gees my laat opstaan in 'n nuwe lewe. Al sterf ek die eerste dood, bly ek in 'n ewige lewe in Christus. Moet net gou verder gaan. En hy sê hierdie woorde. Hy sê die angel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is die wet. Hy sê, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie hulle oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Dit meen, wat? Hy praat van die bediening van die dood, en hy kom in die Nuwe Testament, deur die bloed het ons nou die bediening van versoening, dit meen die bediening van die lewe. Weer wil ek het sê, daar is vir jou geen lewe sonder die bloed.
Want as die bloed jou nie red uit die ewige verdoemenis, uit die tweede dood, dan bly jy in die dood. Ek kan baie dinge hierso lees, maar ek wil net verder gaan. Nou kan jy vir my sê, ja pastoor, maar hoe kan die bloed my red? Ek wil vir die vers lees. Die Here Jesus sê dit in Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood. Baie interessant, oor waar die dood het die duiwel mag. Oor my vleeslike dood? Nee. Toe Adam en Eva die tweede dood sterf, toe kry die duiwel mag oor die tweede dood. As jy nou gaan in Openbaring lees, dan praat hy van hy wat op die perd sit is die dood, en die dood reik volg hom. Wie is hierdie dood wat op die perd sit? Die duiwel het mag oor hy dood gaan. Nou, deur sy woorde en misleiding begin jy die sonde doen en alles, en jy bly in die tweede dood. As gevolg van hierdie mag wat hy het om jou te kan mislei en die sy listigheid te laat struikel ensovoorts, en jou die leuen te laat glo, man, jy sal nie hel toe gaan nie, God sal jou nie toelaat dat jy hel toe gaan nie. Jy is klaar in die hel, as jy ongered is. Jy is klaar in die tweede dood. Maar nou sê hy dit vir ons baie mooi. Hy sê, sodat hy deur die dood, waar die dood? Christus, en hierdie ding is baie belangrik. Christus moes in die tweede dood ingaan. Om ons uit die tweede dood te red. Nou vra ek net, hy gaan verder en hy sê hierdie mooi woorde, en dan gaan u dit verstaan. Hebreërs 5 vers 7, hy wat in die dae van sy vrees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom, aan die Vader geoffer het wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hier is 'n interessante ding. Hy sê wat hom uit die dood kon red. Dit meen Christus het gebid met smeking, met trane, sterk geroep tot die Vader. Hy het dit aan die Vader geoffer, want die Vader alleen kon hom uit die dood uitred. Waar die dood? Die tweede dood. Halleluja. Ek weet, die mense so gefokus op die vleeslike dood, dat ek weet nie eens hoeveel predikers weet van die tweede dood. Van hoe dit werklik werk. Maar Christus, hy sê die siel wat sondig moet sterwe. Adam en Eva, twee siele, lewende siele. Toe hulle sondig, toe moet hulle sterwe. As hy praat van die siel wat sondig moet sterwe, praat hy nie van hierdie vleeslike dood nie. Hy praat van die ewige dood. Daai siel moet sterwe. Dit meen, hy beland in die ewige dood. En deur Adam en Eva het ons almal in die tweede dood beland. Want ons almal sterwe. En daar is min wat gered word uit die tweede dood. Christus, en hy sê dit, Christus het tot die Vader gebid, wat hom uit die dood kon red. Nou, die Vader kan met Christus uit hierdie dood red. Dis waarom hy praat van Christus uit die dode opgestaan. Hy uit die dode uitgekom. Want dis nie net die dood van die vlees nie. Nee, dis die tweede dood op. Dit mens die eerste dood en die tweede dood, maar die twee was omgedraai toe die mens sondig. Eers die tweede dood, dan die eerste dood, die vleeslike dood. Ja. En dan kry ons nog 'n dood. Die dood van die wet. Dis baie interessant. Die dood van die wet, ek wil het amper so uitdruk, is 'n vernoot van die tweede dood. En die Here kom, en hy red ons uit die dode uit. Ek gaan nou dit vir die beter verduidelik, maar en toe vra ek vir die Here, maar hoe kan die Vader
u red uit hierdie ewige tweede dood. En nie net uit dit, maar uit al die dode wat Christus het opgestaan op. As Christus nie gered was uit die tweede dood nie, sou hy nooit uit die graf moet kon opstaan. As ek en u nie gered word uit die tweede dood uit nie, deur die bloed, sal ons nooit lewend geword. Dis waarom, ek wil dit weer sê, die dood kan jou nie red van hierdie tweede dood. Nou, hoe het die Vader dit gedoen? Wat het die Vader gebruik om Jesus uit hierdie dood uit te red en om terug te bring in die lewe? Hy het nog steeds gelewe. Ek meen, as my siel hel toe gaan, my siel lewe steeds. En volgens die skrif, gaan in my vlees en my siel hel toe. Dit meen, my vlees gaan ook lewe. En my siel sal lewe in die ewige hel. So Christus het nie fisies gesterwe nie. Nee, maar hy moes in daardie dood ingaan om my en u daar uit te haal. En hier kom die wonder van die saak. Hoor wat sê die skrif. Hy sê dit ook in Hebreërs 13 vers 20. Mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape is, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring. Wat het God gebruik om sy seun uit die dode, en dit sluit die tweede dood in, om sy seun daaruit te kon red, want die Here Jesus het gebid en hom geglo wat hom uit die dood kon red. Dit meen, die Vader gebruik die bloed van 'n ewige testament en verbond om sy seun uit die dood uit te red en hy bring hom terug uit die dode na die lewe. En dis waarom hy kon lewe gee. Want waarom? Want die bloed haal jou uit die dood, nie uit die sonde nie. Die bloed verlos jou van die sonde. Hy maak jou vry van die sonde en alles. Maar die bloed alleen kan jou uit die ewige hel, die tweede dood uithaal. Sodat jy kan leef. En wat hier interessant is, omdat die bloed ons red uit hierdie tweede dood, gebeur die volgende. Nou kan ons as gevolg van die bloed en deur die bloed, deur die Heilige Gees, kan ons liggame opgewek word deur die Gees van God by die wederkoms van Christus. Maar as die bloed ons nie red van die dood nie, hierdie ewige dood nie, kan die Heilige Gees my nie ook opwek en my laat lewend word. Hoe sê die woord? As dieselfde Gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het en julle woon, sal hy ook julle sterflike liggame lewend maak. Dis presies so. Maar my siel, my lewe, my alles moet eers uit die dood, die tweede dood gered word deur die bloed, sodat die Heilige Gees deur die bloed my kan opwek, hierdie ou liggaam wat gesterf het, by die wederkoms van Christus. Ek wil vandag vir u weer iets sê. Daar is niks in die Nuwe Testament wat kan werk sonder die bloed. Niks. Nie eers die doop na bekering. Want as die bloed my nie gered het uit die tweede dood nie, en ek laat my wel doop, en ek gered het en ek verlos is en vrygemaak is en die saligheid bekom het deur die bloed. As ek dit nie deuragtig geword het, dan kan ek vergeet om my te laat doop, want dan is daar geen redding deur die doop nie. En as ek tyd het, sal ek verduidelik wat is die redding van die doop. Hy wat glo en wat doop sal gered word. So, wat hier gebeur is,
Hy sê in Jakobus 1 vers 15, daarna as die begeerlikheid ontwikkel, baar dit die sonde, en as dit die sonde ten volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Dit meen die sonde en die misdade bring vir my waar die dood voor, die ewige dood. Nie vleeslike dood. Ons moet hierdie twee, ek wil sê, dode van mekaar kan skei. En die woord sê, as ek die vleeslike bedink, die vleeslike, bedink in vyandskap teen God. As jy sê, dat die bloed kan my nie red uit die ewige dood uit nie, dan bedink jy die vleeslike, en dit is vyandskap van God. Dit meen, as jy sê, die bloed kan my nie red nie, dan staan jy in vyandskap teen God. Want die Vader het die bloed gebruik om Jesus uit die dood te red. Want dis wat die Here Jesus gebid het. Nou dat ek deur uit die dood gered is, nou kan die Here my verlos en vrymaak en my sonde wegneem. Halleluja. Dis vir my so wonderlik. Halleluja. Hy sê, Jakobus 5 vers 20, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red. Dit meen, as ek 'n sondaar oortuig om hom te bekeer, dan sal die bloed daardie sondaar red uit die dood, naamlik die tweede dood. En dan sal, as hy gered word uit die tweede dood, dan ontvang hy verlossing, reiniging, vergifnis, ensovoorts, tot saligheid. Want die saligheid is in die bloed. Halleluja. So, vandat, ek wil amper sê, vandat Adam hulle gesondig het, en die hele mensdom in die doodryk beland, in die tweede dood. En vir 4000 jaar kon niemand 'n siel uit die dode terugbring, want die bloed van Jesus was nog nie daar. Halleluja. En hierdie is in my wonderlik. Nou kry ons die paradys en die doderyk. As ek nou praat van die doderyk, dan wil ek dit so noem. In hierdie doderyk kry die een kant die paradys, die wat nie smart het nie, en aan die ander kant kry jy die wat smart het. Dis nie jy, as jy doderyk toe gaan, voor Christus gebore is, voordat Christus gesterf het, as jy doodgaan, fisies, dan beland jy of aan die een kant van die doderyk, of aan die ander kant die paradys. En dit sien ons baie duidelik in die skrifte, oor die gelykenis wat die Here vertel het van Lazarus en die ryk man. Die ryk man het smarte gehad in die een kant, en Lazarus was in die boesem van Adam gewees. So, in die doderyk het hy gevind, die paradys, die wat nie smarte het, en die ander wat smarte het, as gevolg van hulle sonde. Waarom het almal daar beland? Want niemand is nog ooit uit die dood, die tweede dood, gered nie. En Christus kon net deur sy eie bloed, wat die Vader gebruik het, want hy moes die dood sterwe. Die woord is baie duidelik. Want die straf wat vir ons die vrede bring was op hom. En waar gaan hy die straf, ek wil amper sê, uitleef of ondervind? In die tweede dood. En die doderyk is deel daarvan. Dis waarom hy ook afgedaal het na die gevangenis, die doderyk. Want hy het geweet dat deur sy bloed sal die Vader hom uit hierdie dode uit terug laat kom. As jy vir my sê, dit kan nie so wees nie, dan wil ek vandag vir jou sê, vat God se woord en maak hom asseblief toe. En moenie jou tyd mors om te dink jy gaan hemel toe. God die Vader het sy seun uit die tweede dood uit gered deur die bloed en hom teruggebring deur die bloed. Halleluja. Dis waarom hy in die doderyk kon gaan staan. En hy kon gaan preek vir die siele wat in die gevangenis is. Die wat nie smart gehad het nie, en die wat smart gehad. Hy kon vir hulle gaan preek. Want hy staan toe
in sy eie bloed, waardeur hy gered is uit die dood, en nou kan hy die redding uit die dood verkondig aan hulle wat in die doderyk is. En daar is seker miljoene wat deur die bloed gered is in die doderyk van die ewige dood, deur die bloed van Jesus. Halleluja. Maar die Bybel sê in die laaste dag by die wederkoms, voor die wederkoms, hy sal eet en drink en hulle sal vrolik wees ensovoorts. Hy sê, en dit sal wees in die dag van Noag, totdat Noag in die ark ingegaan. En hulle het dit nie verstaan nie. En ek wil vandag vir u sê, dat die kerkwêreld en veral die Pinksterkerke verstaan nie die bloedwerking nie. Hoor wat ek vandag vir u sê. Jy wat vra oor die preke wat ek bring oor die bloed. Jy verstaan nie die bloed nie. Want die Here het gesê, hulle sal nie verstaan nie. Want is al waar belang staan, is eet en drink en vrolik wees en funksies hou en lekker dienste hou en 'n tyd aanhou en ek weet nie wat se gemors hulle alles in die kerk vandag hou nie. En hulle verstaan nie die bloed nie. Maar die prediker self verstaan dit. Hy kan dit nie vir jou oordra nie. Hy kan dit nie vir jou sê nie. Halleluja. Hoe verder gaan in die woord van die Here. Hy sê in Openbaring 1 vers 18, hy praat van Jesus is die lewende. Hy sê ek was dood. Christus was dood, nie fisies nie. Hy het fisies ook gesterwe. Maar hy het al ons sonde, al ons smarte, al ons oortredinge, alles op hom geneem. God het hom sonde gemaak. Hy het die dood van 'n sondaar gesterwe. Hy is by die dooies begrawe. In die oë van die mens was Jesus 'n sondaar sonder sonde. Want deur ons sonde het hy 'n sondaar geword, maar hy het self geen sonde gehad. Dit meen, hy moes die dood sterwe. Waar die dood? Die tweede dood. Daarom sê hy, kyk, ek was dood. Waar? In die ewige dood. Ek het daar beland. Want daar moes ek die straf verduur wat julle moes verduur. Maar deur my bloed het my Vader my gered en my teruggebring. Halleluja. Dis die bloed van die ewige testament. Ek leef tot in alle ewigheid. En wat hier interessant is, die Here sê, kyk, ek lewe. Die Here sê eintlik vir ons, die bloed sal jou red en jou terugbring uit die tweede dood uit, sodat jy saam met my ewig kan lewe. Ek wil vandag vir jou sê, as die bloed jou nie red nie, sal jy nooit die ewige lewe kry nie. Al laat doop jy jouself 100 maal. Halleluja. Hy sê, hierdie mooi vers, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Hoekom? Halleluja. Hy was in hierdie dood gewees. Hy was in die doderyk gewees. Nou, en wat doen hy? Hy vat die sleutels, dit meen wat? Oh, halleluja. Christus het gegaan en die Vader het hom gered uit hierdie doodheid. Nou, en hom teruggebring deur die bloed van die ewige testament. En Christus vat die sleutels van die dood en die doderyk. En hierdie dood en die doderyk is 'n gevangenis. En hy sluit die gevangenis oop, sodat die wat in die doderyk was, toe hy gaan preek het vir die geeste van die afgestorwenes, toe hy daar gaan preek het, toe staan hy met die sleutels en hy sluit vir hulle die gevangenis oop, en baie van hulle ontsnap deur die bloed van Jesus in die lewe in. Hulle was almal in die tweede dood gewees. Daar die doodryk met sy paradys en almal wat daar binne was. Hulle was almal gebonde aan die tweede dood. Hulle was almal in die tweede dood. Dit was Abraham, Isak, Jakob, almal.
Man, noem het sy naam, Elia, Elisa, maak nie saak weer, hulle was allemaal daar, dit was die bewaarplek van die heiliges gewees, totdat Jesus sal kom, sodat hulle deur sy bloed uit hierdie dood gered kan word. Halleluja, prys die Here. Nou sê die woord, ja, verstaan, maar waar praat hy van die tweede dood? Openbaring 2 vers 11. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Die tweede dood geen skade ly nie. Dit meen, die tweede dood het geen vat op jou. As jy deur die bloed gered word uit die tweede dood, dan word jy teruggebring na die lewe toe, en dan het die tweede dood geen vat op jou nie. Jy het geen deel meer aan die tweede dood nie. Dis waarom die skrifte verder sê. Halleluja. Openbaring 6 vers 8. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n valperk, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor 'n vierde deel van die aarde, om dood te maak, dis alles vreeslik. Dood te maak met die swaard, hongersnood, pestsiektes, wilde diere van die aarde, dis alles vleeslik, maar die dood en die doderyk, die een was op die perk, en die ander was die doderyk wat hom gevolg het, dit meen, dis die tweede dood. En hierdie tweede dood, veroorsaak dat daar mense doodgemaak word, met swaard, hongersnood, pestsiektes, ensovoorts. Want as hulle ongered sterwe, dan klein die tweede dood hulle. En hulle gaan sit in die gevangenis. Eerder hulle bly in die gevangenis. Halleluja. Hy sê, Romeine 20 vers 8, Openbaring 20 vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En dan sê hy die 20ste hoofstuk, die 6de vers, hy sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Nou, hier is interessante ding. Jy moet uit die dood gered word deur die bloed van die lam, en terugkom, sodat jy verlos en gered kan word, dit terugkom na die lewe. En wat gebeur dan? Hy sê, salig en heilig is wat deel het in die eerste opstanding. Nou kan die Heilige Gees deur die bloed, by die eerste opstanding, by die wederkoms, kan hy my opwek en lewend maak, fisies. Halleluja, dis vir my so wonder. Hy sê, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Waarom? Want hulle is dier gekoop, hulle is gered uit die tweede dood, hulle is teruggebring na die lewe toe, deur die bloed van die ewige testament. En nou het die tweede dood geen mag op ons. Ons moet asseblief dit net reg sien. Maar deur ons sonde en ons misdade, gee ons weer mag aan die tweede dood. So, jy kan besluit of jy in die lewe wil bly, of jy wil teruggaan na die tweede dood toe. Begin net sondig. En die belangrikste is, wees net ongehoorsaam aan die woorde van God. Dis al. Dan sal die tweede dood jou weer insluk. Halleluja. Hy sê die mooie woorde, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings gegee 1000 jaar lang. En dan gaan hy natuurlijk verder. Hy sê, en die doderyk is in die poel van vuur gewerk. Dit meen die dood en die doderyk in die poel van vuur. Dit is die tweede dood. Die poel van vuur is die tweede dood. En die 8de vers en die 21ste hoofstuk, hy sê, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Adam en Eva sterwe die tweede dood as gevolg van hulle sonde. En nou kan net die bloed my red uit die tweede dood. Halleluja. So as jy bely, die bloed kan nie red nie. Hoor wat ek nou vandag vir jou sê. Dan ag jy die bloed kragteloos om jou te red uit die
tweede dood, die verdoemenis, die ewige hel. Hier beskryf hy dit baie duidelik, want God self, die Vader het self die bloed van die Nuwe Testament, die Ewige Testament, die bloed van Jesus, in wie die Nuwe Testament is, daardie bloed gebruik, om sy seun uit die dood te red en hom terug te bring na die lewe. Halleluja. Net gou verder gaan. Amper klaar. Ek kan nou 'n hele paar dinge sê, maar ek wil net hierdie verse verduidelik, want dit was vir my baie, ek sal dit beter verstaan. Dis die woord van die Here. Hy sê, Efesiërs 2 vers 1. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak. Hoe het God ons lewend gemaak? Deur die bloed van die Ewige Testament, deur ons te red van die tweede dood, en ons terug te bring, deur die bloed, na die lewe. Dit is hoe God nie net sy seun lewend gemaak het, ek praat van die geestelike kant, maar ook ons nou lewend maak. Ons moet gered word deur die bloed uit die tweede dood, sodat ons teruggebring kan word deur die bloed in die lewe, sodat ons die ewige lewe deelagtig kan word deur die bloed van verlossing en vrymaking ensovoorts. Daardeur die saligheid, en dan het ons die ewige lewe. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur julle misdade en sonde. Wat sê die woord? Adam en Eva, julle sal sterwe, maar julle lewe. En die duiwel het dit geweet. Hy het geweet dat Adam en Eva se siele is opgesluit in die tweede dood, in die ewige dood. Daarom sê hy, maar julle sal nie sterwe nie. Wat hy het geweet, dit het niks met die vlees te doen nie. Dit wat hy gedoen het, is in die gees. Hy het geweet presies wat om te doen, om die mens in die ewige dood in te sluit. Daarom as 'n gevange gehou te word. En daar was net een manier hoe die mens daar kan uitkom, en dis deur die bloed van Jesus. En dis waarom die duiwel die bloed haat, dis waarom die kerke die bloed haat, dis waarom hulle nie meer preek oor die bloed nie. Want die duiwel wil nie hê nie. Hy sê verder, die 13de vers, en julle wat dood was deur die misdade en onbesneeuwheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deur julle al die misdade te vergewe. Waardeur kry ons vergifnis? Deur die bloed. Reiniging deur die bloed. Waardeur word ons gered om lewend te word? Deur die bloed uit die dood. Dat meen die tweede dood. Efesiërs 2 vers 2. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van die wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Nou, wat het in Adam en Eva gewerk, toe die duiwel met Eva praat? Ongehoorsaam. Ongehoorsaam. En dis al wat hy nodig gehad het. Hulle moes net ongehoorsaam word aan die woord van God. Want hulle sal nie sterwe vleeslik nie, maar geestelik sal dit verby wees. Hy sê verder, Efesiërs 2 vers 3, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en sinne gedoen het. En ons was natuurkinders van die toren, net soos die ander. Halleluja. En hier kom die wonderlikheid in. Die doop red ons. Ag, die bloed red ons uit die ewige dood uit. Bring ons terug na die lewe en ons word verlos en vergewe en ons word kinders van God. Maar hier is 'n interessante ding. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. En hier is 'n interessante ding. Nou wil ek praat oor, ek het nie baie gepraat oor die bloed wat red nie, maar ek wil net praat oor die doop wat red. Wat is die funksie van die doop? En weer eens, die doop beteken vir jou niks as jy nie gered is
uit alles uit, deur die bloed. Beteken die doop vir jou niks. Jy sal hel toe gaan. Al het jy jou nat gemaak, hy vuur sal hy nattigheid, hy water wat ook is verteer. Jy sal hel toe gaan. Matteus 3 vers 7. Maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom? Is baie interessant in dit. Hierdie klomp Fariseërs kalkuleer. Nee, ons moet ons net laat doop, dan sal ons gered wees. En bekeerd wees, want Johannes die Doper het die doop van bekering gedoen. En vergifnis van sonde. So, as ek my dat doop, is die doop van bekering, en is vergifnis van sonde, en nou is ek gered deur die doop. Wat 'n leuen. Jy moet mooi luister wat hy sê. Die Fariseërs kom ook, hulle wil dit nou mooi vertoon. Ja, laat julle net doop, julle sal die toren ontvlug, laat julle net doop, dan gaan julle gered wees. En hy sê hierdie mooi woorde, 3 vers 8, dra dan die vrugte wat by die bekering pas, voordat julle laat doop. Dra die vrugte wat by die bekering pas. Julle kan Fariseërs, julle dra nie die vrugte, en die meeste mense wat hulle vandag laat doop, dra nie die vrugte wat by die bekering pas nie. Want wanneer is hy bekeer? Want jy kan net bekeer word deur die bloed. Maar hy laat hom doop, en nou is alles reg. Nou gaan hy verder, Matteus 23 vers 33. Slange, ander geslag. Hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Hoe sal julle dit ontvlug? Hier is 'n baie interessante. Lukas 3 vers 7. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word. Ander geslag. Wie het julle aangesê om te vlug vir die toren wat aankom is? Die 8ste vers. Dra dan die vrugte wat by die bekering pas. En moenie by julle self begin sê, ons het Abraham as vader. Nou sê hulle, maar ons het God as vader. Nou kan ons laat doop en dan is ons gered. Hy wat glo in hom laat doop. Jy glo, God is jou vader, nou kan laat jy jou doop en nou is jy gered, dis 'n leuen. Jy is gered van iets. En dit is wat hy hierso sê. En dit is vir my baie mooi. Hy sê, ons was van nature kinders van die toren, net soos die ander. Ander geslag slange, wie het julle aangesê om hierdie toren te ontvlug, deur julle te laat doop? Ek wil dit nou vir u sê. Nadat jy gered is deur die bloed, verlos is vrygemaak ensovoorts, en jy laat jou dan doop, dan red die doop jou van die oordeel wat sal kom. Hy red jou van die toren van God, dit meen die wit troon oordeel. Dis waarvan die doop my red. Hoekom red hy my daarvan? Want wanneer ek my laat doop, beklee ek my met Christus. En Christus, met wie ek my beklee, sal nooit voor die wit troon oordeel verskyn nie. Nee. En daarom, as ek my laat doop, en ek beklee my met Christus, dan red Christus waarmee ek my beklee, my van die komende oordeel en van die toren van God, dit met die wit troon oordeel. Dis die redding van die doop. So, wat ek vir u wil sê is, dit sê, ek wil dit so noem, bloed wat red en doop wat red. Elkeen het sy eie werkinge. En die bloed maak my vry van die oordeel. Maar die doop red my daarvan. En as ek nie deur die bloed gekom het, dan is daar nie 'n werking in die doop, dat ek die oordeel gaan vryspring. Halleluja. Want as ek my met Christus beklee ek my met alles wat hy is. Sy bloed, sy lewe, alles wat hy is, beklee ek my.
En as jy nie deur die bloed gekom het nie, kan die doop jou nie bekleed met Christus. Kan ek weer vir jou sê? Want die Here gaan nie iemand met hom daai bekleed met homself as hy nie die bloed sien. Want jy sal nergens Christus sonder sy bloed vind. Of die bloed sonder Christus. So as ek my met Christus wil laat bekleed deur die doop, dan moet ek sorg dat ek deur die bloed gekom het, deur die bloed gered is uit die tweede dood, en ek verlos word, en ek eintlik sterwe, omdat ek my bekeer het, maar wat die belangrik is, as ek deur die werking van die bloed gekom het, en ek laat my doop, dan word ek met Christus bekleed, wat sy kleed in bloed gedompel is, volgens Openbaring 9. So die bekleding van Christus is met die bloed van Jesus deurdeel. En ek kan my net bekleed wanneer ek deur die doopwater gaan, en dit red my dan van die wit troon oordeel. Daar's baie skrifte wat ek vir u kan aanhaal. Maar ek het net vanmôre gesê, Here, net dit wat nodig is vir die dag. Ons kan volgende week verder gaan. Maar ek wil hê dat jy met die verskil sien tussen bloed wat red en doop wat red. Hulle het verskillende werke, maar hulle is eensstemmig. Dit sê die woord. Halleluja. So ek wil vir jou goeie raad gee. Glo eers die bloed. Hy wat glo en hom laat doop. Glo eers die bloed. En dan glo jy die doop. Moenie die doop wil glo en nou dink jy sal. Halleluja. Maar die bloed jou kan red uit die ewige dood. Ja. Prys die Here. Vader, baie dankie sê vir die onvreembare woord, en ons is so dankbaar, Here, dat u ons die verstand gee om die woord te verstaan. Gee verligte oë van die verstand, sodat elkeen kan insien wat die volmaakte wil van God in ons lewens is. Baie dankie, dat ons weet, dat u ons gered deur u bloed, uit die ewige dood, sodat ons vir ewig kan leef. Aan u gee ons al die lof en al die eer, en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.